In die nuus vanaand, waarnemende president Gwede Mantashe waarsku diegene wat rasseverdeeldheid saai om op te hou. En die DA waarsku dat die BTW-verhoging op 1 Mei gaan intree indien die hof nie 'n formele bevel uitreik nie. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Suid-Afrika se waarnemende president Gwede Mantashe sê die land moet waak teen pogings om die geskiedenis te herskryf. Hy het tydens Vryheidsdagvieringe by die AJ Swanepoel Stadion in Ermelo in Mpumalanga gewaarsku dat die wonde van apartheid uitgebuit word om die doelstellings van sekere mense te pas. President Cyril Ramaphosa kon nie die vieringe bywoon nie omdat hy siek is met griep en aangeraai is om te rus. Duisende mense het die vieringe bygewoon. Mantashe het verskoning gevra vir die president se afwesigheid. I must apologize for the president. The president is not well. He can't speak. He's down with flu. Mantashe het diegene wat rasseverdeeldheid in die land saai, gewaarsku om op te hou. Hy sê daar is doelbewuste pogings om voor te gee dat 'n sekere ras onderdruk word, terwyl die swart meerderheid wat eeuwelang onderdruk is, nou as die onderdrukkers voorgehou word. We must be clear. We will not allow anyone to define us. Nobody must define us and tell us who and what we are. Or turn us against one another. No one will do that. We are a people, we must make choices that unite us. Mantashe sê as hy die president was, sou hy mense aangemoedig het om huise in die Afrikaanse nedersetting Orania in die Noord-Kaap te bou. Actually, if I would be a president for more than 3 hours, I would declare that people must go and build in Orania. Black people must go and build there. And we mix them. They appreciate that hatred can never survive peace. It is peace that builds a nation. But I can't. If I was, I would say, go and build in Orania. Volgens Mantashe sal die regering van nasionale eenheid voortgaan om ekonomiese en maatskaplike geregtigheid na te streef, om inklusiewe groei en werkskepping aan te moedig en armoede te verlig. Die DA sê die BTW-verhoging gaan op 1 Mei voortgaan indien dit nie amptelik deur die hof gestuit word nie. Die party sê finansieminister Enoch Godongwana kan nie die verhoging eiehandig omkeer nie, omdat dit deur wetgewing gedoen moet word wat die parlement goedkeur. Die DA het Vryheidsdag in Mitchells Plain in Kaapstad gevier. Die DA wil hê die Wes-Kaapse Hooggeregshof moet pertinent 'n bevel uitreik vir die BTW-verhoging keer. Die party is van mening dat Godongwana se aankondiging dat die verhoging omgekeer word nie genoeg is nie, omdat dit slegs kan gebeur indien die nuwe wet deur die parlement aanvaar word. As it stands, the VAT increase will continue on the 1st of May. No minister or body can unilaterally now decide that they are stopping it. It must be a process through Parliament. Die DA, soos die EFF, het sy eie aanvullende hofstukke by die Hooggeregshof ingedien om die parlement te dwing om die 2025 begrotingsproses af te keur. Die parlement het in sy hofstukke aangevoer dat Godongwana sy magte om die BTW-koers te wysig van die BTW-wet kry en dat dit daarom nie nodig is dat die hof die fiskale raamwerk tersyde stel of opskort nie. Die DA het intussen sy Vryheidsdag herdenking gebruik om 'n aanval op sy vennoot in die RNE, die ANC, te loods. In terms of the principles and the priorities of the GNU is to reduce poverty. If you increase that, you increase poverty. And the ANC put that proposal on the table. Die EFF-leier Julius Malema sê die land word regeer deur 'n onwettige leierskap.
Hy het in die Vrystaat gepraat by Madre Masweu in Winnie Mandela, voorheen bekend as Brandfort. Volgens Malema het die minister van Finansies, Enoch Godongwana, nie die mag om besluite van die parlement om te keer nie. Hy sê die besluit om die BTW-verhoging te skrap moes deur die parlement geneem word. Malema het gewaarsku dat toegang tot gesondheidsdienste, onderwys en die verbetering van infrastruktuur daaronder gaan lei as die begroting nie goedgekeur word nie. The most critical thing facing all of us as a nation today is that South Africa does not have a budget. Nowhere in the history of the world has a country been able to operate without a budget. In other countries, the crisis we are in will have led to an early elections because without a budget, there is no government. The day the ANC passed a budget illegally, that is the day this government has collapsed. Terwyl die land vandag 31 jaar van vryheid en demokrasie vier, is die lot van kinders onder die vergrootglas te midde van toenemende ongeregtighede teen hulle. Aktiviste sê Suid-Afrika se vryheid kan nie werklik gevier word terwyl talle kinders in armoede leef, onveilig is en geen gelyke toegang tot onderwys en ander geleenthede het nie. Die wydverspreide voorvalle van geweld teen kinders, veral seksuele geweld, bly die grootste bron van kommer. Hoewel Suid-Afrikaners vandag Vryheidsdag vier, is daar steeds talle mense wat nie die vrugte van vryheid geniet nie, as gevolg van toenemende maatskaplike ewels in hul gemeenskappe. Aktiviste meen dat kinders die ergste geraak word. Met geweld teen kinders wat toeneem, sê aktiviste dat vryheid nie werklik gevier kan word nie. The children of South Africa have not experienced the fullness of freedom. Many children in South Africa still live below the poverty line. And a lot of children still have lack of access to many opportunities. Die openbare beskermer het ook kommentaar gelewer oor die ongeregtighede wat kinders in die gesig staar. This then calls upon state functionaries to speedily implement the remaining remedial actions in this regard to ensure that the system is able to receive and process these matters accordingly. Die minister van Justisie sê sy hoop om 'n register van seksuele oortreders bekend te stel in 'n poging om kinders teen seksuele geweld te beskerm. I have committed to releasing the sexual register and I remain committed. I've been telling my team, come hell, come water. I want to see that sexual offences register released. Aktiviste doen 'n beroep op almal om saam te staan om te verseker dat geweld teen kinders beveg word, sodat ware vryheid vir hierdie kwesbare groep sal seëvier. En daarmee groet ons vereers, geniet jou lekker kort week, totsiens.